Goeiedag, Garsfontein Geloofsfamilie. Ons begin nou die 3de kwartaal en ons gaan hierdie kwartaal bietjie kyk na wie is God. Wie is die een wat ons aanbid? Wie is die een wat ons uitnooi? Ons begin vandag en ons gaan bietjie in die volgende paar weke saam gesels oor verskillende eienskappe, verskillende goed wat God is. Daar is so baie om hieroor te sê dat dit kan ons eintlik 'n hele jaar besig hou. Ons gaan vandag saam lees uit Exodus 20, die bekende gedeelte met die 10 gebooie. Nou, almal van ons ken reëls. As jy op skool is, dan het jy die skoolreëls. In jou huis het jy gewone huisreëls. By die werk is daar reëls. In ons land is daar reëls en wette. En is iets wat ons baie maklik as negatief sien. Reëls perk ons in. Ons kan nie doen wat ons wil nie, want 'n reël keer ons. God gee ook vir ons reëls. Maar sy reëls is nie daar om ons in te perk nie. Sy reëls is nie negatief nie. Sy reëls is daar om orde te gee aan ons wêreld. God sê eintlik vir ons, die wêreld waarin jy leef is deurmekaar en dinge kan maklik skeefloop. Ek gee vir jou riglyne. As jy dit en dit doen, dan maak jy die lewe vir jouself makliker. As jy binne in hierdie wette van God leef, dan verminder jy jou kans op seer kry. Om buite hierdie wette te gaan, stel jy jouself maklik bloot aan seer kry, aan moeilikheid. As ons dink sommer aan goed wat ooglopend is, moenie doodmaak nie. As jy hierdie reël oortree, dan kry 'n klomp mense seer. Gehoorsaam jy dit, dan hou jy mense veilig. So God se wette, God se reëls is daar vir ons, omdat hy ons liefhet, om ons te beskerm. En as hy sy wette vir ons gee, dan is sy heel eerste orde reëling, die beginpunt vir alles waardeur ons dit verder moet sien. Al die reëls, al die wette wat God gee, lees ons deur die lens van hierdie heel eerste gebod. Kom ons lees saam, Exodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. God sê, vir jou lewe om sin te maak, moet hierdie die basis wees, die fondasie waarop jy jou hele lewe bou. Daar is net een God. Ek is die God. Hy kan hier eintlik 'n klomp goed bylas. Hy sê hier, waar hulle op hierdie stadium in hulle geskiedenis is, ek is die God wat jou uit Egipte bevry het. Ek is die God wat vir jou lewe teruggegee het na slawerny. Ek is die God wat jou geskep het. Ek is die God wat jou beskerm. Ek is die God wat jou onderhou. Ek is die God wat vir jou sorg elke dag. Ek is die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Jy mag naas my gee. Jy mag nie ander gode aanbid nie. God is die enigste God. Jy mag nie vir jou iets maak en dit aanbid nie. Ons as mens het 'n ingebore soeke na God. Elke een van ons het regtig diep in ons DNA, het ons iets wat verlang na iets wat meer is. As ek en jy in die veld stap en ons sien 'n foon wat daar lê, dan sal ons tog vra. Ons sal tog wonder, maar waar kom hierdie foon vandaan? Wie het dit daar gesit? Wat is die doel daarmee? Ek en jy stap elke dag verby duisende mense. 'n Mens wat baie meer kompleks is as 'n foon of 'n stuk tegnologie. En ek en jy het hierdie ingebore vrae daarvan. Hoekom is ek hier? Waar kom ek vandaan? Elke mens word gebore met die wete
dat hierdie was nie 'n ongeluk nie. Iets of iemand het my gemaak. Iets of iemand is in beheer van my lewe. Die wêreld gebeur nie net toevallig nie. Daar is 'n groter hand. En dan word ons groot met hierdie soeke in ons. En ek glo die meeste van ons was gelukkig genoeg om in Christelike huise groot te word. En het jy van baie kleins af geleer, wat is die antwoord? Wie is die een wat jou gemaak het? Wie is die God? Ons ware God. Maar of jy dit gehoor het toe jy klein was, of jy dit iewers later in jou lewe ontdek het, iewers het God voor jou gestaan en gesê, ek is God. Jy is hier omdat ek jou gemaak het. Ek is die God wat jou bevry uit jou eie sonde uit. Ek is die God wat jou lief het. Ek is die God wat jou beskerm, wat jou lei elke dag in hierdie lewe. Ek is die enigste God. Jy mag geen ander God aanbid nie. Jy mag niks anders belangriker maak as vir my nie. Jy mag nie meer tyd spandeer aan menslike en aardse goed, dat dit jou so passievol maak en dat dit vir jou so belangrik is, dat jy my afskeep nie. Natuurlik mag ons tyd spandeer aan goed, natuurlik moet ons passievol word oor goed, maar dit mag nooit jou aandag van God afsteel nie. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Ek is God, die een en enigste. Wat 'n ongelooflike voorreg het ek en jy om hom te ken, om die ware enigste God, ons Vader te mag noem. Amen.